Goeiedag, dit is Loot Jooste van die Koue Bloemfontein. Ek groet in die naam van ons Here Jesus Christus. Ek sê vir u baie dankie dat u ook ingeskakel is op die uitsending. Ek glo en vertrou dat u ook vandag pitkos sal kry vir die lewe vorentoe. Ons skriflesing vind ons in 2 Korintiërs 5 vers 14 tot 18. Ons skriflesing 2 Korintiërs 5 vers 14 tot 18. Die liefde van Christus dryf ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat indien Christus vir almal gesterf het, almal dan gesterf het. En Christus het ter wille van almal gesterf, sodat die wat leef, nie meer vir hulle self sal leef nie, maar vir Christus wat ter wille van hulle gesterf het, en opgewek is. Gevolglik ken ons nou af niemand meer as sy uiterlike nie. Gevolglik ken ons van nou af niemand meer na sy uiterlike nie. Selfs het ons Christus eens na die uiterlike leer ken. Ons ken hom nou nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is hy of sy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, hulle het niet geword, en dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen het, en aan ons die bediening van versoening gegee het. Tot sover ons skriflesing. Kom ons bid saam. Almagtige Here God, in die naam van Jesus Christus, die enige gebore Seun, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het, om weer saam rondom u woord te kan vergader. Dankie ook vir die boodskap wat u vir ons gestuur het deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Mag hulle wat dit aanhoor ook groot vreugde en rustigheid in hulle lewens ondervind by die aanhoor daarvan. En mag u naam daardeur groot gemaak word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Liewe luisteraars, die wat so gereeld inskakel en ook aan alle nuwelinge by die program met die naam van die groot opdrag. Vir die afgelope 4 weke het ons stilgestaan met die verduideliking van sekere aspekte van geloof. Eintlik was dit 'n uitbreiding van wat dit beteken om te sê, ek glo in Jesus. Geloof in Jesus Christus hou nou verband met jou wedergeboorte en ook vertroue in God en Jesus. Inteendeel, die een kan nie bestaan sonder die ander nie, want die een is die ander. Ons het heel eers gekyk na die basiese elemente van geloof, naamlik vertroue in God en toewyding aan Christus as die eerste element, en in die tweede plek die element van ware kennis van God en Christus. Vervolgens het ons ook in die daaropvolgende dele gehoor wat die Bybel sê aangaande wat ons moet glo. Ons het ook spesifiek gekyk na wat die Bybel ons leer oor wat God sê wat ons moet glo aangaande sy seun Jesus Christus. En verlede week het ons gehoor wat die Bybel ons leer waar geloof vandaan kom, naamlik dit kom van God af as 'n gawe. Dit kom gesamentlik van die Vader en die Seun, en dit kom van die krag van God en die Heilige Gees. Geloof kom deur die aanhoor van die evangelie, en geloof kom ook deur die lees van die Bybel, waarvan die evangelie ook 'n deel is. Vandag kyk ons na wat gebeur wanneer ons tot geloof in Jesus Christus alleen kom vir redding en verlossing van sonde. Daar is heelwat veranderinge wat in 'n persoon se lewe plaasvind die oomblik wanneer 'n persoon tot geloof in Jesus Christus kom, of anders gestel, wedergebore word. Ons gaan nie in diepte ingaan in wedergeboorte nie, maar wel kyk na sommige van die nuwe identiteitsveranderinge wat in die nuwe gelowige plaasvind. Ek haal vir u uit die boodskapvertaling aan, uit 2 Korintiërs 5 vers 17. Nou weet ek, dat wanneer iemand aan Christus behoort, hy of sy 'n splinternuwe mens is, 'n nuwe skepping in die kleine. Al die ou sondige dinge is dan iets van die verlede.
dan is die nuwe lewe hier. Met hierdie teksvers word die konsep beskryf van wedergeboorte en transformasie in Christendom. Dit dui daarop dat wanneer iemand tot geloof in Christus kom, 'n nuwe geestelike realiteit begin, waar die ou sondige lewe verbygaan en 'n nuwe God gegewe lewe begin. Hierdie konsep van nuwe skepping beteken dat 'n verandering in die identiteit van die wedergeborene plaasvind. Die persoon se identiteit word nie meer hoofsaaklik bepaal deur sy of haar sondige natuur en verlede nie, maar deur hul verhouding met Christus. Die ou sondes word vergewe en nie meer teen die persone gehou nie. Die nuwe lewe in Christus word moontlik gemaak en gekenmerk deur verandering in denke, begeertes en optrede. Die persoon word versoen met God deur Christus en 'n nuwe verhouding met God word dus moontlik gemaak. Die frases, die ou dinge het verbygegaan en kyk, dit het alles nuut geword, soos dit staan in die 1953 vertaling, beklemtoon die drastiese en totale aard van hierdie verandering deur wedergeboorte. Dit is 'n daaglikse proses van bekering en groei in die geloof deur die werking van die Heilige Gees. Titus 3 vers 5 verduidelik dit vir ons. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. Nou wat behels die nuwe identiteit wat ongelowiges verkry wanneer hulle tot geloof in Jesus Christus die Here kom? Nommer 1. Hierdie persoon ontvang vergifnis van sonde. Handelinge 14 vers 43 sê vir ons, aangaande hom getuig al die profete, dit wil sê in die Ou Testament, dat elkeen wat in Jesus die Christus glo, vergifnis van sonde deur sy naam ontvang. In Petrus se toespraak voor Cornelius, die bekering van Cornelius en sy huisgesin wat ons in Handelinge 10 aantref, verwys Petrus dat die profete in die Ou Testament van sondevergifnis deur Jesus getuig het, soos wat ons dit vind in Jesaja 53 vers 11 byvoorbeeld. Ook Paulus getuig hiervan in Handelinge 26 vers 22 en Jesus self verwys daarna in Lukas 24 vers 27 en 44 tot 47 en ek haal vir julle aan wat Jesus hieromtrent sê. En Jesus het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe was in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moet die Christus ly en op die 3de dag uit die dode opstaan, en bekering en vergifnis van sonde in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. Die nuwe gelowige word ook vrygespreek van sonde. Romeine 3 vers 24, 28 en 30. Maar nou spreek God ons in sy genade vry op grond van die verlossing wat Christus Jesus vir ons verkry het, en dit sonder enige verdienste van ons kant af. Ons is immers daarvan oortuig dat mense vrygespreek word deurdat hulle glo en nie deur wetsgehoorsaming nie. Daar is net een God en daar is net een manier om sy vryspraak te ontvang. Hy spreek mense vry net deurdat hulle glo. Nou as jy in die hof onskuldig bevind word al die aanklagte teen jou teruggetrek. Dan is dit so goed asof jy nooit aangekla was nie. Dit is presies wat God doen wanneer hy jou sondes vergewe. Alles wat sonde was word uitgewis en staan jy voor God as iemand wat nog nooit sonde gedoen het nie. Jy word regverdig deur God verklaar.
Dit wil sê iemand sonder oortredinge. Jy word vrygespreek omdat jy glo, nie deur enige goeie werke nie. Onthou, wetsonderhouding is ook 'n goeie werk. Jy onderhou die wet nie om gered te word nie, maar omdat jy God liefhet en 'n gehoorsame kind van God is. Jy onderhou die wet om dankie te sê aan God, omdat hy die lyding en sterwe van Jesus Christus as straf vir al jou sondes aanvaar het, en omdat hy ook deur sy bonatuurlike krag Jesus as oorwinnaar oor die sonde, dood en Satan uit die dood opgewek het. Geen goeie werke kan jou vrykoop van die helse oordeel nie, slegs geloof in Jesus Christus alleen. Galasiërs 2 vers 16 sê vir ons, en tog weet ons, dat 'n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen in Jesus Christus te glo. Ook ons het tot die geloof in Christus Jesus gekom, sê Paulus, en dit is hoe ons vrygespreek is, deur in Jesus Christus te glo, en nie deur die wet te onderhou nie, want geen mens word vrygespreek van sy of haar sonde op grond daarvan, dat hy of sy die wet onderhou nie. Tot sover die aanhaling uit Galasiërs. Vervolgens word die nuwe gelowige gered van die ewige verdoemenis. Handelinge 16 vers 30 tot 31 vra die tronkbewaarder in Filippi vir Paulus en Silas in die middel van die nag, meneere, wat moet ek doen om gered te word? En Paulus en Silas antwoord hom toe, glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou gesin. Dit sê vir ons baie duidelik dat die nuwe gelowige 'n geredde mens is, omdat hy glo in die Here Jesus Christus. Ek haal vir u die baie bekende Romeine 10 vers 9 ook aan. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart, niks anders as jou verstand glo, dat God hom uit die dood opgewek het nie, sal jy gered word. Dis so 'n kragtige gedeelte in Romeine 10 hierdie. As jy met jou mond bely, dit wil sê jy vertel van ander mense dat jy glo in Jesus, dat Jesus die Here is, en met jou verstand of met jou hart glo, dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Waarvan word ons gered? Ons word gered van die helse vuur, van die ewige verdoemenis. 'n Mens moet nie God se vryspraak ver gaan soek nie. En ek het verlede keer ook hieroor gepraat. Dis nie in die hemel of op die onderaardse diepte nie. Dis nie ver nie, maar so naby soos jou mond en jou verstand. Moet dus nie verwag om God in die een of ander dramatiese ervaring te ontmoet nie. Of dat jy nou juis na 'n spesifieke plek moet gaan, of met 'n bekende geestelike leier moet gaan praat oor jou redding nie, voordat jou lewe sal verander nie. Alhoewel dit ook kan gebeur, onder leiding van die Heilige Gees. Jy moet net met jou mond bely, dat Jesus die Here is, en met jou hart, in die moderne taal, jou verstand glo, dat God hom opgewek het uit die dood, na sy kruisiging en sy sterwe op Golgotha. As jy dit bely en glo, sal jy gered word. Die nuwe gelowige ontvang ook die ewige lewe. Johannes 3 vers 14 tot 16 sê vir ons, Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat aan hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Die Here het slange gestuur, om die Israeliete in die woestyn te straf, oor hulle ongehoorsaamheid. Diegene wat deur die slange gepik en sterwend was, kon genees word, deur na die bronslang te kyk en te glo, dat die Here hulle sou genees. Net so is Jesus aan 'n kruis gehang en verhoog, sodat diegene wat met die geloofsoog na Jesus kyk, mag lewe. Ons sien die kruis in ons geloofsoog raak, en ons sien aan hierdie
kruis sien ons hierdie lydende en sterwende Jesus vir ons sondes. Hy wat betaal vir ons sondes. Hy wat voor sy sterwe sê, dit is volbring. Ek het klaar ten volle alles betaal. Maar dankie, Jesus het nie aan daai kruis gebly nie. Hy het ook opgestaan uit die dood. Ek wil net vir 'n kort rukkie stil staan by die baie bekende Johannes 3 vers 16. En ek haal vir u aan uit die kantaantekeninge uit die Bybel in praktyk, soos uitgegee is deur Koem Boeke. Die kantaantekeninge lei as volg. Hierdie vers stel die hele evangelie in perspektief. Ware liefde is nie staties of selfgesentreerd nie. Dit reik uit en trek ander mense aan. God lê hierdie persoon van ware liefde vir ons neer, en dit moet die grondslag wees vir alle verhoudings waar liefde 'n rol speel. God het baie duur betaal, die hoogste prys wat enige een kan betaal. Hy het met die lewe van sy seun Jesus Christus betaal. Jesus het die straf vir ons sondes gedra. En, baie belangrik, daarna die nuwe lewe wat hy vir ons gekoop het, deur met sy lewe aan die kruis daarvoor te betaal, as 'n gratis geskenk tot ons beskikking te stel. Ons liefde moet so syne wees, as ons vir ander mense van die evangelie vertel. Ons moet bereid wees om ons eie gerief prys te gee, sodat ander mense saam met ons God se liefde kan ervaar. Ware liefde vra nie wat dit kan kry nie, maar soek wat dit kan gee. Sommige mense mag dalk huiwerig wees om daaraan te dink om vir ewig te lewe, omdat hulle tans dalk ongelukkig is. Onthou egter, dat die ewige lewe nie maar net 'n verlengstuk van die mens se sterflike aardse lewe is nie. Die ewige lewe is God se geestelike gawe, wat in Christus 'n werklikheid geword het. Johannes 14 vers 6, ek haal dit vir u aan. Jesus sê toe vir sy disipel Thomas, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe, en niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. En hierdie ewige lewe is 'n werklikheid in die feit dat dit nou reeds aan alle gelowiges gegee word, as versekering, dat hulle saam met Jesus en God die Vader eendag in die hemel sal wees. Daar is geen siekte of dood of vyand, wat in staat is om die ewige lewe te vernietig nie. As 'n mens nie vir Christus ken nie, berus die keuse wat jy maak, slegs op die menslike kennis van hierdie lewe. Jy weet immers nie van enige iets meer en beter nie. Hierdie lewe is egter maar net die inleiding tot die ewigheid. Daarom kan ons alles wat nou reeds vanuit 'n ewigheidsoogpunt geskied, kan ons raak sien. Dit beteken om deur 'n geestelike bril na die hele huidige aardse lewe te kyk en nou reeds hemel op aarde beleef. Die ewige lewe begin vir jou die oomblik van jou wedergeboorte af, indien jy opreg en waaragtig voor God buig en Jesus alleen in die geloof aanneem as jou verlosser. In die 5de plek sien ons die volgende kenmerk van die niet gevonde gelowige of die nuwe, nietgebore kind van God. Hy is vry van die geestelike dood. Johannes 11 vers 25 en 26 sê vir ons ken die verhaal of die gebeurtenis waar Lazarus gesterf het en waar dat Jesus toe laat gekom het om hom te red volgens Martha en Maria, en waar Martha met Jesus praat en vir hom sê, as Jesus vroeër gekom het, so haar broer nie gesterf het nie. Nou antwoord Jesus vir Maria. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterf hy of sy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwen nie. Glo jy dit? Jesus het reg oor lewe en oor dood. Iemand wat in Jesus glo, bly leef, al sterf hy of sy ook fisies hier op aarde. So 'n persoon is geestelik
onaantastbaar deur die dood. Hy wat lewe is, kan tog sekerlik ook herstel, omdat hy ook God is. Nee, Jesus wat die lewe is, kan ook ander in die dood opwek, omdat hy ook God is. Want Jesus het gesê, Lazarus moet uit die dood opgewek word, sodat God verheerlik kan word. Maar Jesus is ook God, en daarom kan hy ook die dode opwek, omdat hy self die dood oorwin het, deur God se genade. Deur sy opstanding, dit wil sê deur Jesus se opstanding, het lewe 'n werklikheid van die Here geword. En is dit nie iets wat eers aan die einde aanbreek nie. Wie in Jesus glo, het die ewige lewe, omdat so 'n persoon vry is van die geestelike dood. Ons kyk laastens vandag na die laaste aspek, die laaste identiteitskenmerk van 'n wedergeborene. Wedergeborene is vry van God se oordeel na die verdoemenis. Ek sê weer, die wedergeborene is vry van God se oordeel na die verdoemenis. Johannes 3 vers 17 en 18. God het nie sy seun na hierdie wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in Jesus glo, word nie veroordeel nie. Wie egter nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy of sy nie in die enigste seun van God glo nie. Nou dit gebeur dat mense wat probeer om van hulle vrese los te kom, dikwels op hulle self, hulle geld, hulle goeie werke of besitting staat maak. God is egter die enigste wat ons kan red van vrees vir die ewige oordeel. Daar is egter net een manier om verlos te word van hierdie vrees, naamlik om nou reeds die ewige lewe te ontvang. Om nou reeds die ewige lewe te hê, beteken om reeds geoordeel te wees. As Jesus praat van mense wat nie glo nie, verwys hy na diegene wat hom ignoreer en heeltemal verwerp. Hy verwys nie na diegene wat soms in oomblikke twyfel of in 'n oomblik 'n misstap begaan nie. Nee, Jesus praat hier van mense wat hom in totaliteit ignoreer en hom heeltemal verwerp. Hulle wat hulle hart verhard teen bekering. Om saam te vat, ons het nou vandag gekyk na 6 identiteitskenmerke van die mens wat 'n nuwe skepping in Christus is, deur wedergeboorte. As 'n wedergeborene, weet dan dat u vergifnis het vir sondes, dat u vergifnis vir u sondes ontvang het. Weet dan, u is vrygespreek deur God die Vader van al die sondeklagtes teen u. Weet ook, u is deur u vryspraak deur God gered van die hel. U ontvang die ewige lewe as 'n gratis geskenk van God, omdat u glo in dit wat Jesus vir u op Golgotha gedoen het, asook u geloof in sy opstanding. Weet dan ook, u is vry van veroordeling na die hel, omdat deur die ontvangs van die ewige lewe, u klaar deur God veroordeel is tot die ewige lewe. Weet in die laaste plek, u is met die ontvangs van die ewige lewe bevry van die geestelike dood wat eindig in die hel. Het u geloof in God om die ewige lewe aan u te skenk? Vertrou u God om die ewige lewe aan u te skenk? Handelinge 16 vers 31. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Reddende geloof is om op Jesus Christus alleen te vertrou vir die ewige lewe. 'n Mens kan slegs sê, ek glo in Jesus deur die werking van die Heilige Gees. Indien u vandag deur die werking van die Heilige Gees gelei word om u lewe vir die eerste keer aan God oor te gee, of om net weer by hernuwing u lewe aan God toe te wy, erken dan dat u sonder die Here Jesus 'n verlore sondaar op pad hel toe is, en dat u Jesus nodig het as u verlosser. Bely u sondes en vra vergifnis daarvoor. Bely u onvermoë om enigiets te kan doen om die Here se guns te verdien. Bely dat daar vir u sondes slegs vergifnis is
deur die kruisdood van die Here Jesus Christus. Vra dan dat God die Vader jou sondes sal vergewe. Bekeer jou van jou verkeerde weë. Draai weg van jou sonde. En baie belangrik, breek daarmee. Laat staan jou sondes, jou gewoontes en sondige lewenswyses wat strydig is met die wette, verordeninge en bovenal die wil van God. Spreuke 28 vers 13. Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, dit wil sê daarmee permanent breek, sal genade ontvang. Nooi Jesus in jou lewe in. Vra God om jou lewe te kom regeer en om beheer oor jou lewe oor te neem. Glo dat Jesus se kruisdood genoegsaam was vir God om jou sondes te vergewe, om jou aan te neem as sy kind en om aan jou die geskenk van die ewige lewe te gee. Glo dat jy nou 'n kind van God is. Glo dat jy nou aan God behoort. Luister na die invluisteringe van die Heilige Gees, wat met jou gees sal getuig dat jy kind van God is, as jy waaragtig jou hart en lewe oorgegee het aan God die Vader. As jy nou die lewe aan die Here wil oorgee, deur permanente breek met die sondige bestaan, en sodoende die ewige lewe van God as gratis geskenk wil ontvang deur geloof in Jesus Christus alleen, sal ek vir u in 'n gebed voorgaan. Doen dit net as jy waaragtig wil breek met u sonde en 'n kind van God wil wees. Almagtige God, ek weet, nie uit myself nie, maar onder leiding van die Heilige Gees, dat ek 'n verlore sondaar is, en nie 'n plek in die hemel verdien nie. Ek glo dat Jesus aan die kruis op Golgotha vir my sondes betaal het, met sy kruisdood, dat hy begrawe is, en na 3 dae in die graf, deur u bonatuurlike krag, uit die dood opgewek is, as oorwinnaar oor die dood, sonde en die Satan. Ek neem Jesus as my verlosser aan, en gee aan u die volle beheer van my lewe oor. Ek het berou oor my sonde. Ek bely dit vandag voor u, en vra dat u elkeen van my sonde sal vergewe, dat u my sal reinig met die bloed van Jesus. Help my, deur die werking van die Heilige Gees, om weg te draai van my sonde, om permanent daarmee te breek, en u te volg, vir die res van my lewe. Dankie vir die geskenk van die ewige lewe, wat ek nou het. Amen. As hierdie gebed, wat u nou gebid het, die begeerte van die hart is, kyk wat sê die Bybel daarvan in Johannes 6, vers 47. Dit verseker ek Jesus julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Johannes 1 vers 12 sê vir ons, aan almal wat Jesus aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee, om kinders van God te word. Gaan nou, gaan getuig wat God vir jou gedoen het. Wees gehoorsaam aan God se groot opdrag, en gaan saai die goeie saad van die evangelie, van jou eie huis af, tot daar waar jy werk, daar waar jy reis, daar waar jy met vakansie gaan, oral daar waar jy in hierdie wêreld rond beweeg, sodat almal wat die ewige lewe moet ontvang, dit kan kry deur jou gehoorsaamheid aan God se groot opdrag. Matteus 10 vers 32 tot 33 sê vir ons, elkeen wat my dan sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemel is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Om reg te glo oor die Here is baie belangrik, maar om reg te praat oor die Here is net so belangrik. Gaan lewe nou 'n lewe van dankbaarheid teenoor God, en doen die goeie werke, nie om die ewige lewe te verdien nie, maar om dankie te sê aan God vir jou redding, en die gepaardgaande ewige lewe. Die Christen gelowige is 'n nuwe skepping, want hy of sy is nuutgebore deur die Heilige Gees van bo.
2 Korintiërs 5 vers 17 sê vir ons, daarom, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe skepping. Die ou dinge is verby en die nuwe het gekom. Ons begin nie te lewe wanneer ons begin praat oor ons verhouding met die Here Jesus en ook deur die volgende te doen. Trek die ou sondeklere uit en trek die nuwe geloofsklere aan. Lees jou Bybel elke dag, beginnende by die Johannes Evangelie. Bid elke dag tot God. Aanbid gereeld in 'n gemeente waar die woord van God suiwer verkondig word. Meng met medegelowiges sodat jy saam met hulle kan groei in jou geloof. Ekskuus. Indien u nie breek met u sonde of sondige leefwyse nie, is u bekering vals. Is dit 'n klug en is daar geen verskil tussen u uiteinde en die van 'n heiden of ongelowige nie. Die hel is u voorland. Galasiërs 5 vers 17 en vers 21b sê vir ons, onthou, sondige begeertes is 'n vyand van die Heilige Gees, maar die omgekeerde is ook waar. Die Heilige Gees is 'n vyand van elke sondige begeerte. Daarom kan julle nie die een dag aan julle sondige begeertes toegee en die volgende dag aan die kant van die Heilige Gees probeer staan nie. Julle kan nie leef soos julle wil nie. Onthou, mense wat so lewe, sal nooit 'n plek kry in God se nuwe wêreld nie. Galasiërs 6 vers 7 tot 8. Moenie jouself mislei nie. God laat nie toe dat iemand met hom spot nie. Dit wat jy plant, sal jy ook oes. As jy jou lewe gaan inplant op die terrein van die sonde, sal jy die dood, dit wil sê die hel as oes ontvang. Aan die ander kant, as jy jou lewe inplant op die terrein van die Heilige Gees, sal jy die ewige lewe as oes van God ontvang. Elke mens is selfverantwoordelik om kind van God te word, onder leiding van die Heilige Gees. Dis jou keuse. Ons sluit af met 1 Johannes 5 vers 10 tot 12. Wie in die Seun glo, hou hierdie binne hom aan, hierdie getuienis van God vas. Daaruit put hy baie motivering. Wie God egter nie glo nie, gee voor dat God 'n klomp leuns sou vertel. So 'n ongelowige weier so waar om die getuienis wat God self oor sy Seun gelewer het, ernstig op te neem. En dit is die inhoud van God se getuienis oor sy Seun Jesus die Christus. God het aan ons die ewige lewe gegee. En die lewe bestaan in 'n hegte verhouding met sy Seun. Hy wat deel het aan die Seun, het nou reeds die ewige lewe. Wie nie deel het aan die Seun van God nie, het ook nie deel aan die ewige lewe nie. Amen. As die Here ons spaar, en dit is sy wil, sal ons volgende week kyk na die laaste identiteitskenmerke van persone wat deur geloof in Jesus Christus nuwe skepinge is. Ek wil net hê, ons moet vir nog 'n keer kyk na die identiteitskenmerke van 'n wedergebore kind van God wat ons vandag behandel het. In die eerste plek het die wedergeborene vergifnis van sy sonde van God ontvang. Die wedergeborene is vrygespreek deur God die Vader van al die sondeklagtes teen hom. Die wedergeborene is deur die vryspraak van God gered van die hel. Die wedergeborene ontvang die ewige lewe as 'n gratis geskenk van God, omdat hy glo in dit wat Jesus vir hom op Golgotha gedoen het, as ook sy geloof in Jesus Christus se opstanding. Die wedergeborene is vry van veroordeling na die hel, omdat deur die ontvangs van die ewige lewe, hy klaar deur God veroordeel is tot die ewige lewe. En die wedergeborene is met die ontvangs van die ewige lewe bevry van die geestelike dood wat eindig in die hel. Kom ons maak die oë toe. Almagtige Here God,
Wat 'n wonderlike voorreg is dit om te weet dat daar deur Jesus Christus, deur die geloof in Jesus Christus alleen, vir ons 'n ewige lewe is. Dankie dat ons kan weet dat ons wat wedergebore is, vergifnis vir ons sondes van U ontvang het. Dat ons deur U vrygespreek is van al die sondeklagte teen ons. Dat deur die vryspraak van U ons gered is van die hel. Dat ons die ewige lewe as 'n gratis geskenk van U ontvang het, omdat ons glo in Jesus Christus, en dit wat hy vir ons op Golgotha gedoen het, asook die geloof in sy opstanding deur die bonatuurlike kragte. Dankie dat ons vry is van veroordeling om na die hel toe te gaan, maar dat hy vir ons klaar veroordeel het tot die ewige lewe. Dankie dat U met die ewige lewe wat U gratis aan ons geskenk het, ons van die geestelike dood, dit wil sê die pad na die hel gered het. Dat U ons bevry het daarvan. Dat ons ook nou kan sê, Maranatha, Here Jesus, kom gou, want ons is gereed om saam met U te gaan, deur die genade van ons hemelse Vader. Dankie dat ons dit vanaand van U kan bid, U wat vir ons sê, dat U die weg en die waarheid en die lewe is, en dat ons net na die Vader kan kom, deur U. Ons bid alles in die wonderlike naam van Jesus. Amen.